julle, so vandag gaan ons praat oor hoe moet ek vergewe? En om dit vir julle maklik te maak om te onthou, het ons die bekende liedjie Head, Shoulders, Knees and Toes gevat en woorde verander om die stappe van vergifnis vir julle te verduidelik. So ek gaan elke een deurgaan en dan sit ons alles bymekaar aan die einde. Wie gaan ons? The house is so simple, faith like a child. I give you an inch and you take me a mile. I feel the wind rush and the thunder roll. 2 feet on the water, only one way to go. Yeah, I don't gotta be afraid no more, no, 'cause I know you up through the storm. I'm more than just a talker. I'm a wave walker. I'm dancing on water. When the devil tries to shake me, I'll just pray harder. Even in my darkest hour, I got Holy Ghost power. When I keep my eyes upon you, Jesus, I'm a wave walker. I'm a wave walker, wave walker. Oh, I go over my fears, over my doubt. That's supernatural, it feels so natural now. I don't gotta be afraid no more, 'cause I know you up through the storm. I'm more than just a chapter, I'm a wave walker. I'm a wave walker, I'm dancing on water. When the devil tries to shake me, I just pray harder. Even in my darkest hour, I got Holy Ghost power. When I keep my eyes upon you, Jesus, I'm a wave walker. Wave walker, don't you hear me now? When I keep my eyes upon you, Jesus, I'm a wave walker, wave walker. Gotta keep my eyes on you. I'm a wave walker, wave walker. You will make a way when it feels like there's no way. So I will walk by faith, 'cause you will make a way. You will make a way when it feels like there's no way. So I will walk by faith, 'cause you will make a way. I'm dancing on water. When the devil tries to shake me, I just pray harder. Even in my darkest hour, got Holy Ghost power. When I keep my eyes upon you, Jesus, I'm a wave walker. I'm a wave walker. I'm dancing on water. When the devil tries to shake me, I just pray harder. Even in my darkest hour, got Holy Ghost power. When I keep my eyes upon you, Jesus, I'm a wave walker. You will make a way when it feels like there's no way. So I will walk by faith, 'cause you will make a way. Sing it on. So om iemand te vergewe is nie altyd maklik nie. En veral nou omdat ons in mekaar se spasie is die hele tyd, moet ons baie mekaar vergewe. Jou boetie, jou sussie, jou ma, jou pa. En as julle kan onthou, laasweek se diens wat ons gehad het, het ons gepraat oor John 3:16 en hoe ons van ewige dood na ewige lewe toe kan gaan. En dit is as Jesus ons vergewe van ons sondes en as ons in hom glo. So die groot wonderlike nuus is dat die Here het ons kom uit die vyand se tronk, kom uitsluit, nê? Hy het die sleutels gevat en kom oopdraai en hy het die tronk kom oopsluit van ewige dood en gesê wie ook al in my glo en van hulle sondes vergifnis vra vir hulle sondes en sê Here vergewe my vir dit wat ek verkeerd gedoen het. Ek glo in U en ek aanvaar U vergifnis. Dan sluit Jesus daai tronk is oopgesluit, dan stap jy uit daai tronk uit. Lukas 1 vers 77 sê:
to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. Nou dit sê vir my dat ons kry redding deur die vergifnis van sonde. So vergifnis en redding gaan hand aan mekaar. Jy kan nie vry wees as jy nie vergewe nie. So jy moet hierdie twee goeders onthou. As jy vergifnis vir jouself hou, dan vergif dit jou liggaam. As jy vergifnis gee en jy vergewe, dan gee jy dit en jy word vry. So hou dit vir jouself en dit vergif jou. Gee dit en jy raak vry. Dit is hoe dit werk. Die Bybel sê, God kan nie ons vergewe as ons nie kies om iemand anders te vergewe nie. En dit beteken die hek is vir ons oopgesluit, die tronk is vir ons oopgesluit, Jesus wil ons kom red en hy wil ons vry maak, maar ons is kwaad en ons, iemand het ons seer gemaak, iemand het ons kwaad gemaak en ek sê nie dit wat hulle gedoen het is reg nie, maar hoe jy dit gaan hanteer gaan beteken of jy vry gaan wees en of jy nog steeds agter daai tronktralies gaan wees. So, ek sien dit nou in die lockdown. Party mense moet 'n toestemming briefie kry om rond te kan ry. En ek sien vergifnis is soos daai toestemming briefie wat Papa God vir jou en vir my geskryf het om te sê ek gee toestemming dat hulle uit die tronk en uit die kloue van die vyand kan kom en hulle hoef nie meer dood te gaan, hulle hoef nie meer dood te ervaar in hulle gedagtes en hulle lywe met siekte en sonde nie, hulle kan vry wees. Ek skryf hulle 'n permission slip, hulle kan na ewige lewe toe en vryheid toe beweeg. Maar die oomblik wat jy sê, ek weier om te vergewe, dan vergif jy jouself en daai permission slip kan jy nie gebruik nie, want jy het daai tralies weer toegemaak voor jou. Die Bybel sê ook, dat God is die een wat my sondes vergewe en al my siekte genees. Ons het nodig om vry te kom van siekte en sonde. Maar om vry te kom van siekte en sonde beteken jy moet vrylik vergifnis gee ook. Dit is hoe dit werk. Markus 11 vers 25 sê, And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Die Bybel sê vir ons, as jy bid vir God, vergewe eers iemand wat jy dalk moet vergewe. Iemand wat jy voel, hulle het my so seer gemaak, elke keer wat ek aan hulle dink, raak ek kwaad of raak ek hartseer, of as jy dink aan hulle, dink jy woorde soos, ek sal nooit weer met hulle praat nie, of ek kan nie wag om hulle terug te kry nie. Sulke tipe gedagtes wat jy het, beteken dat jy daai persoon moet vergewe. Daai vers sê, voordat ons na God toe kom met ons gebedsversoeke, sê hy gaan vergewe eers. Maak seker jou hek bly oop, sodat jy vrylik kan rondbeweeg, en sodat ek jou kan vergewe wanneer jy dit nodig het. Okay, so daar is 'n paar verse wat die Bybel sê oor vergifnis, maar ek wil nou met julle die stappe doen. So stap nommer 1 is raak stil. Die oomblik wat jy kwaad raak, wat iemand jou dadelik seermaak, dit is so belangrik om dadelik, so gou as moontlik hulle te vergewe. Sodat jy nie weer tyd het om daai tralie hek toe te trek nie, né? So wat doen jy nommer 1? Jy raak stil. Jy gaan sonder jou af iewers in 'n kamer, jy sê, ek gaan net gou-gou, voordat jy iemand seermaak, voordat jy iets terugsê wat jy nie moet nie, raak stil. Onthou wat Jesus vir jou gedoen het. Hy vergewe jou. En daar vra jy vir hom, Here, help my om nou te vergewe. Hy is uitstekend daarmee. Hy vergewe ons elke dag. Hy vergewe mense die hele tyd. So hy is baie goed daarin. So vra vir Heilige Gees, help my om te vergewe. Raak stil. Nommer 2. Sê dit hardop. Dit help nie. Jy sê vir jou sussie, dit gaan nie help nie. Sê lewe en dood is in jou tong, deur wat jy sê met jou woorde. So, nommer 1, raak stil. Nommer 2, sê dit hardop. Nommer 3, kyk in mekaar se oë.
As jy in iemand se oë kyk, wat jy nou net seer gemaak het, wat jou seer gemaak het, en jy sê, vergewe my asseblief, of ek vergewe jou, dit is so moeilik om in daai persoon te oog te kyk, maar ek sê nou vir jou, as jy dit kan regkry, om hulle in die oë te kyk, dan gaan die proses baie meer reël wees. Want baie keer kan ons net so sê, ek vergewe jou, net om dit te sê, maar dit moet reël wees. En as jy hulle in die oë kyk, en jy sê dit hardop, dan weet daai persoon, jy bedoel dit nou regtig, en jy sê vir jouself, hey, ek's nou ernstig. Ek's nou hier om iemand te vergewe. Ek kyk hulle in die oë. Okay, so, raak stil, sê dit hardop, kyk hulle in die oë. Nou die volgende stap nommer 4, kyk gou na hierdie stukkie. Julle, kyk hoe lyk julle. Kyk, stop. Voordat ons kyk, op die stoep. Voordat ons kyk, wys eers vir my jou handjies. So Olivia, wie se handjies is hierdie? Jou handjies. Levon, wie se handjies is hierdie? En Isabel, laat ek jou hande sien? Skoon hande. Maar wie se hande is hier, Isabel? So wat moet ons doen? Jammer sê. En ons kyk eers hoe lyk ons eie hande, nê? Vergewe my, Levon. Vergewe my, Olivia. Ek vergewe jou. Ek vergewe jou. So nommer 4 is voordat jy uitwys wie en wat het hulle aan jou gedoen. Kyk hoe lyk jou eie hande. Ek sê nie, jou hande gaan altyd vuil wees nie. Partykeer maak iemand net ons seer, soos Isabel, haar hande was skoon, haar sissies was kwaad en hulle het sommer lelike woorde vir haar gesê en haar seer gemaak. En sy het nie terugbeklei of terug lelik gepraat nie, haar hande was skoon. So partykeer is jou hande skoon, maar jou hemp is vuil. En dan vergewe jy die persoon wat jou seer gemaak het. Maar wanneer mamma of pappa met jou sit en sê, kom ons vertel vir my wat het gebeur. Dan het hierdie 'n storie en daai net 'n storie. En meeste van die tyd was albei reg en albei was verkeerd. So dis hoekom stap nommer 4 is kyk eers na jou eie hande. Was jou hande eers en sê vir die persoon, vergewe my vir wat ek aan jou gedoen het. Begin altyd eers by jouself. En wanneer jou hande skoon is, dan kan jy sê, ek vergewe jou. Jy sê dit hardop, jy kyk hulle in die oë, jy sê, ek vergewe jou. Dis stap nommer 5. Dan stap nommer 6, gaan ons na vee dit uit in jou mond, en vee dit uit in jou kop. Nou wat beteken dit? Julle, dit help nie, ons vergewe iemand met ons monde, en ons sê, ek vergewe jou. Maar 10 minute later, praat jy met jou maatjie oor die foon, en jy sê, kan ek net vir jou sê, hoe lelik my sussie nou met my was? En die woorde wat by jou mond uitkom, praat nie van vergifnis nie. Dit praat van, eintlik is ek nog kwaad, eintlik het hulle nog nie vergewe nie. So hoe vee jy die woorde in jou mond uit? Wanneer jy iemand vergewe, dan die manier hoe jy oor hulle praat, lyk anders. Jy praat nie oor hoe hulle jou seer gemaak het nie, jy praat nie jy vee dit uit. Want die oomblik wat jy dit uitvee, is jy besig om vry te kom, jy is besig om gesond te raak. Ok? As jy dit nie uitvee nie, dan moet jy hulle weer vergewe. Want dan wys dit, daar's nog iets in jou hart. Vee dit uit in jou kop, in jou gedagtes. Hoe doen ons dit? Partykeer dink ons weer aan iets en ons dink, sjoe, daai keer het ek regtig seer gekry, hulle was regtig lelik met my. En dan voel jy al daai emosies weer. Nou hoe vee ons dit uit in ons gedagtes? Ons sê, Jesus, ek vat hierdie uitveer en jy maak of jy 'n uitveer vat en jy sê, ek vee uit. Hierdie seer, hierdie woorde wat hulle vir my gesê het, hierdie seer wat hulle aan my gedoen het, ek vee dit uit in die naam van Jesus, asof dit nog nooit daar was nie. En dit beteken nie ons vergeet
en ons weet nie daarvan nie, dit beteken ons kies om nie daaraan te dink nie. Dis soos elke keer wat God aan jou dink, kies hy om nie te dink aan al die goeders wat ons al verkeerd gedoen het nie. Dis nie dat hy dit nie kan onthou nie, hy kies om dit uit te vee uit sy gedagtes uit. En dit is hoe ons kan vry bly, dat wanneer jy dink aan iemand wat jou seer gemaak het, dan sê jy nee, ek het hulle vergewe. Jesus, vee dit uit my gedagtes uit. En elke keer, wat sê die Bybel, doen dit oor en oor en oor. Lukas 17 vers 4 sê, if he sins against you 7 times a day, and 7 times comes back to you and says, I repent, forgive him. Elke keer wat jy dit doen, maak jy jouself vry, en jy kan dan iemand anders vrymaak. Raak stil. Sê hardop. Kyk in die oë. Raak stil. Sê hardop. Kyk in die oë. Vergewe my, ek vergewe jou. Vee dit uit in jou mond en jou kop. Raak stil, sê hardop, kyk in oë. Raak stil, sê hardop, kyk in oë. Vergewe my, ek vergewe jou. Vee dit uit in jou mond en jou kop. Wanneer jy iemand moet vergewe, kan dit help om hulle naam in die sand te skryf of in meel. So wanneer jy jouself moet vergewe, skryf jou eie naam. En sê, Here, vergewe my, dat ek so kwaad is teenoor myself. Ek kies vandag om myself te vergewe. En dan vee ons dit uit, in die manier hoe ons oor onsself praat, en die manier hoe ons oor onsself dink. Elke keer wat ons daaraan dink, sien ons hoe word dit uitgevee, uit die meel uit, en dit kan nie weer daar wees nie. Wanneer ons iemand anders moet vergewe, skryf ons hulle naam in die sand of in die meel. En ons sê vir die Here, help my om hierdie persoon te vergewe. Ek kies om hulle te vergewe. En wanneer jy dit gesê het, dan doen jy dit fisies en jy vee hulle naam uit. Ek kies om hulle te vergewe. Dankie Jesus dat U my vergewe. Ek kies om hulle te vergewe en ek kies nou om dit uit te vee in my mond en in my gedagtes deur hoe ek praat oor hulle en hoe ek dink oor hulle. Elke keer sal ek oor en oor vergewe tot daai seer, daai vuil of daai naam nie eers meer sigbaar is in my lewe nie. Kom ek bid saam met julle. Maak die julle oë. Heilige Gees, Jesus, Papa God, dankie dat U ons vergewe het. Dankie dat Jesus dat U kom dood gegaan het om al ons sondes te vergewe. En U vergewe ons elke keer wat ons 'n fout maak en elke keer wat ons lelik is met iemand anders. En ons vra U om ons te vergewe elke keer. U sê nie een keer nee. Nee, ek het nou al jou genoeg vergewe nie. Nie een keer nie. U sê ja, ek vergewe jou. En dan vee U dit uit hoe U oor ons praat en hoe U oor ons dink. So Jesus, kom wys vir ons wie moet ons nou vergewe. En ek wil hê jy moet sien daai persoon se naam en gaan skryf dit in sand, of jy kan dit op jou been skryf, as jy nie nou iets by jou het nie, skryf die naam op jou been en vee dit uit op jou been, soos wat jy sê, ek kies om te vergewe. Kom ons gaan deur ons rympie, as die persoon nie voor jou is en hulle kan nie jou in die oë kyk nie, jy kan nie hulle in die oë kyk nie, is daar iets wat jy verkeerd gedoen het? Jy het dalk iets ook gesê wat hulle seer gemaak het. En miskien moet jy vir hulle vra om jou te vergewe. En as jy niks gedoen het nie, dan sê jy, Jesus, ek kies nou om hierdie persoon te vergewe. Omdat U my vergewe het. Ek wil vry wees, ek wil vry bly. En ek wil lewe ervaar in my lewe. Ek kies om hulle te vergewe in die naam van Jesus. Dankie dat U my help, Jesus. En ek vee nou uit hoe ek oor hulle praat
en ek vee uit hoe ek oor hulle dink. Ek maak hulle los en sien hoe vat jy 'n groot skerp en daar so 'n groot tou tussen jou en daai persoon en ek wil hê jy moet sien hoe sny jy daai tou af. Sny daai tou af van die seer wat daai persoon vir jou gegee het en sê Jesus, ek sny dit af in die naam van Jesus en wanneer ek oor hulle praat en wanneer ek oor hulle dink, gaan ek hulle seën, ek gaan vir hulle bid en ek gaan hulle oor en oor vergewe tot dit heeltemal uit my hart uit is en dit my nie meer seer maak nie. Amen. Mag julle hierdie stappe oefen en doen dit sommer dadelik. Sing die liedjie, onthou die stappe en moenie wag dat dit groei en groei en groei nie, want ons het elke dag nodig dat God ons vergewe of iemand anders ons moet vergewe. Onthou, vergifnis is nie om vir jouself te hou, want dan is dit gif, jy moet dit gee, sodat jy kan vry wees en vry bly. Bless you.